maar daar kan ook nog mense kom, ons weet mos, dat ons ouens kom so 'n paar minute laat. Kom ons begin met die chocolaatjies, en ek het vir Lily daar buite gekry, maar sy sal hulp nodig hê. Nou moet ek kyk, sou daai tweeetjies kon, Nadia, sou hulle kon kom, is mos Nadia nie? Sal julle tweeetjies vir Lily kom help, chocolaatjies uitdeel, asseblief. Baie, baie dankie. Julle kan sommer net hier voor staan by haar. Ek het nie gehoor van iemand wat skielik siek geraak het of ietsie, maar kom ek hoor of ander sake vir voorbidding het. Is daar enige iets, sake vir voorbidding? Mense vir wie ons wil sê sterkte? Niks nie. Goed. Dan, mense vir wie ons wil sê baie geluk. Dis nou nie verjaarsdag nie, dis nou sommer ander gelukke. Mense wat dalk gehoor het, hulle gaan oupa of ouma raak, of enige iets anders. Is daar enige so iemand? Ek vang sommer vandag nie blokke nie, ek kyk sommer so oor almal. Steek maar net die hand op, dan sal ek julle sien. Niemand nie. Goed. Dan is ons by verjaarsdag, kom ons kyk gou. Selmarie verjaar vandag, maar sy is nog nie hier nie. Ek sou haar al gesien het. En JJ nie hier nie. OK, ons gaan vir jou. Sien jy? Sien jy vir pappa die week? Goed. Ons gaan net kyk. Daar is hy. Nou moet jy weer jou naam sê. Wat is jou naam? Sê. Ryan. Hoe gaan jy dit gesien op die vorm? Ryan, gaan gee vir daai mooi meisietjie wat daar agter sit, heel agter. Gaan gee daai chocolaatjie vir haar. Sy moet hom vir pappa vat. Dankie Ilse dat jy dit by hom sal uitkry. En Adele, sy verjaar ook. Sy sit. Die tannie sit net hier voor. Hierso. En dan gaan ons vir Lily 'n kansie gee. Kyk of Muriel hier is. Ek het hulle nie sien inkom nie. Goed. Lily, ons hoop daar is nuwe mense. Anders kry jy daarom in elk geval jou chocolate. Welkom by ons erediens. Is daar nuwe mense wat vir die eerste keer vandag by ons is? Daai gesigte is bekend. Ek loer wie daar aankom, maar kan nie sien nie, die blinds is af. Lyk na Marcel hulle. Welkom by ons erediens. Niemand, almal is baie welkom. Lyk my niemand nie. Dis wonderlik. Jesus het vir daai een wat net 1 uur gewerk het, net soveel gegee. Soos vir daai wat heeldag gewerk het. So, hier in die kerk doen ons dit ook so. Ek is so bly oor hierdie sak vol kransies. Hoop julle hou van kransies soos omgawe. Ryan, is jy alright met daai een? Jong, hy is so lekker, hy vat nog een. OK. Hallo Mia, vat gerus vir jou enetjie. OK, waar so is klein sussie. Sê OK. Vat maar vir haar enetjie. Nee, ons het klaar uitgedeel. Daar is julle sinne, hoor. Sorry, dankie dat jy vorentoe gekom het. Sies tog, sy het nog kom aanmeld. So. Ons het vinnig die chocolaatjies uitgedeel vandag. Hallo, Louis times 3 en Mama, dit is so lekker om julle by ons te hê, Marlies en die 3 Louie. Goed, dis lang naweek. Baie mense gebruik die geleentheid. Ek moes eintlik, nou moet ek dink, wat is jou naam nou weer? Wat sy vriend oorlede is? Johan. Sy vriend, verlede Sondag, terwyl ons in die kerk was, het Johan boodskap gekry, 'n groot vriend van hom is oorlede.
soos ons eintlik vir Johan 'n chocolaatjie gestuur het. Johannes dink, hulle is besig om die begrafnis te reël. Ons dink aan julle. Ek was in die week 2 keer by mense wat ek die boodskap van gekry het, hulle dokter sê, daar is nie meer hoop nie, dit gaan maar nie goed nie, maar hulle is nie lidmate van ons kerk nie, so daar is mense wat regtig baie siek is, wat doodgaan. Ons is geweldig geseënd, deurdat ons lidmate gesond is. Ons weet nie van iemand wat, Robert is uit sy erg krisis uit, hulle hou lekker vakansie, en ja, as daar iemand is, bel my, iemand waarvan jy weet, dan kan ek, en as ek kan nie, sal Dolf by mense uitkom. So het gaan met ons goed. Ons is die Here dankbaar wat dit betref. Baie welkom julle. Ons gaan nou bid. Ek wag net dat almal sit. Erediens begin. Dit is 'n lang naweek soos ek sê, maar ek glo baie luister. So weer aan, as jy dalk nou eers inskakel, aan almal wat inluister, baie welkom. Alles so ver reg, Harold, wat die opname betref. Goed, kom ons raak stil en bid ons saam. Here, vanoggend wil ons saam met Paulus kom bely, en ons gaan ook die gedeelte lees. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede van Jesus Christus ons Here, God die Vader en die Heilige Gees. Kom ons sing 3 liedere saam. En ek het sommer liedere gekies wat ek glo lekker sal sing. Hannes, daai een dood kry dankie. Eerste lied wil ons die Here se naam sommer net loof, omdat hy so groot is en sy liefde, iewers sing ons dit, sy liefde is onmeetbaar groot. Kom ons staan, daar's 3 verse. Prys die Here, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing, wat my mag tref en wat ook al voor my. Mag ek steeds sing wanneer die stemmen kom. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. U liefde is groot en geduld onmeetbaar. U naam is groot en u hart is groot. Vir al die goedheid sal ek aanhou lof sing. 10.000 redes vir my hart se lied. Prys die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. En op die dag wat my lewe eindig, die einde kom en my tyd is min, sal
Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Goed, meer as ooit, baie mooi lied. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag. Meer as wat ons ooit op aarde brengt, is dit werd om hier al hier te brengen. Meer as zilver, meer as goud, al die longen, die dieren in die veld. Meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prijs wat U betaal het, Heer. Aan die kruis in het graf van steen, leef en sterf, verworpen en alleen, Immanuel, U die God met ons, in die straf, en dit aan ons, meer as ooit. Aan die kruis in het graf van steen, leef en sterf, verworpen en alleen, Immanuel, U die God met ons, in die straf, en dit aan ons, meer as ooit. Baie mooi lied wat vertel van Jesus in die graf. En dit het natuurlik, soos ons het verlede week gevier, daartoe aanleiding gegee dat hy 3 dae later opgestaan het. So hy leef. En mag dit wees dat hy ook hier in jou hart leef. Ons sing dit 2 keer weer. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart, hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Hy leef hier in my hart, hy leef hier in my hart, my Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef, hy leef hier in my hart. Sing halleluja, sing halleluja, my Jesus leef vandag. Dankie, julle kan sit. Ek dink julle kan net as julle nog hier agter hak
Ek het besluit om alles vandag wat ons lees, aan te lees uit wat ons laas Sondag by stilgestaan het. So as jy laas Sondag gemis het, gaan luister gerus na die boodskap, maar ek sal so bietjie hersiening doen, net so in die begin, so effens net die hoofpunte van die toepassing waarby ons uitgekom het, weer met julle deel. Maar toe het ek die riglyne ook gaan kies uit 1 Korintiërs 15, en dit beskryf die lewenswyse van iemand, net een sinnetjie, beskryf die lewenswyse van iemand wat nie glo dat daar iets na hierdie lewe is, en dat daar iets soos die opstanding is, hierdie is nou maar die lewe, en ons moet alles daar uithaal, want as ons die dag doodgaan, dan is alles verby. Paulus praat daarvan, hy sê, elke dag word ek deur die dood bedreig. Ja, broers, dit is waar, net so waar as wat julle my trots is, in Christus Jesus ons Here. En dan die volgende, wat op die skerm is. As ek hier in Efese, as blootsterflike mens, soos teen wilde diere geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooies nie opgewek word nie, en dan haal hy aan, tipiese manier van dink van 'n wêreldling. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Kom tot besinning en moenie langer sonde doen nie. Party van julle is sonder kennis van God. Dit sê ek tot julle skande. Ek dink ons almal ken, Louis, as jy net so vir 'n oomblik teruggaan, so 2 slides. Ek dink ons almal ken mense wat so redeneer. Miskien net die volgende enetjie. Laat ons, daar sê. Laat ons nee, ekskuus, dit is 32. Jammer, Louis. Dis die tweede deel van 32. Laat ons eet en drink, want môre sterf ons. Mense wat voel, ag, daar's niks meer aan hierdie lewe nie. We might as well take what we can out of it. En dan sterf hulle. Seker om agter te kom, kort daarna, dit was 'n fout. Daar is tog iets hierna. Dis waaroor Paulus se hele betoog gaan in 1 Korintiërs 15. So hy sê, moenie luister, dis die volgende vers, moenie luister na mense wat allerlei stories versprei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. So as mens luister na ouens wat sê, man, eet, drink, gaan net aan met jou lewe, dan doen ons verkeerde goed. En dan verval ons in geselskap wat soos ons dink, en dan begin ons lewe daaronder ly. Dis die bederf goeie sedes. En dan sulke mense word opgeroep om tot besinning te kom. Nie langer sonde te doen nie, want sulke mense is sonder God. Kom ons bid. Here, help ons dat dit nooit van ons sal waar wees nie. Dat ons maar net sal leef om alles uit hierdie lewe te haal. Omdat ons hier diep binne in ons harte glo, daar's tog niks hierna nie. Dankie dat ons wat in die kerk is, kan weet daar is iets hierna. Baie dankie dat u vir ons vanoggend, verlede Sondag al, maar vanoggend weer met ons daaroor gaan praat, sodat ons met 'n baie sekere wete saam met Paulus kan bely, Christus het uit die dood opgestaan, en daarom sal ek ook opstaan. Wil u vir ons help, wanneer ons soms verval in 'n lewenswyse waar ons hele dag opgeneem word deur wat ek wil hê, wat ek wil doen, om hierdie lewe beter te maak, om net so oomblik tot rus te kom en te besef, dis nie alwaaroor dit gaan nie. Vergewe ons, wanneer ons so dikwels ook so leef, in Jesus naam, amen. Die Here sê vir ons, as ons ons sondes bely, as jy dalk deel is van soms, net soms, van 'n gedagtegroep wat dink, joh, dit gaan maar net oor hierdie lewe, en nou vir die Here gesê het, maar Here, ek is jammer, wil nie so wees nie, dan vergewe hy ons. Dan is ons op hierdie oomblik skoon voor hom, ons kan die dag nuut begin, ons kan die week nuut begin, en weet, ons verhouding met hom is reg, nie oor wat iets wat ons doen nie, maar oor wat hy gedoen het. Kom ons sing 'n lied wat mooi hierby aansluit. Ons gaan soos wat ons vandag lees, gaan ons hoor dat die Gees van God ons nuut wil maak. So Gees van God wat in my woon,
en dis sommer ons lied voor die skriflesing ook, breek die woord vir my. En kyk na die woorde, dis geweldige, pragtige, kragtige woorde. Troos my, sterk my, leer my en lei my. Kom ons bly so sit, julle, dan sing ons vers 1 en 2. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God wat lewend maak, voel my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, voel my tot die eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, vul my tot die eer. Baie dankie. Dit was eintlik reeds 'n gebed, maar kom ons bid net weer. Here, U sê dat die Heilige Gees ons in die volle waarheid sal lei. En dis waarvoor ons bid ook vanoggend. Dis 'n moeilike onderwerp, omdat die Bybel nie vir ons al die detail inligting gee nie. Maar tog is hier 'n paar riglyne, 'n paar potloodstrepe wat ons kan verbind om 'n goeie idee te kry van wat van ons sal word die dag as ons doodgaan. En wat ook voorkant toe sal gebeur. So ons kom bid, o Gees van God, lei vir ons, breek die woord vir ons, dat ons dit beter sal verstaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 15, ons gaan begin lees by vers 35. Ek herinner julle dat Paulus besig is om met mense te praat in die gemeente, so hy praat met Christene, en hy het vir hulle in vers 12, wat ons verlede week by stil gestaan het, gesê, hoe is dit dan moontlik dat party van julle beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? Nou begin hy vers 35, maar iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Want hy het toe vir hulle oortuig vanaf vers 12 tot 20, daar is iets soos dat mense ook sal opstaan. En lyk my nou die ouens hierdie vraag, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Vers 36, dis 'n dom vraag. Wat jy saai, kom nie tot lewe, tensy dit eers sterwe nie. En wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel. Of dit nou koring is of iets anders. Nou net laat die kinders verstaan, dink vir 'n oombliekie, as ons ietsie plant, ons plant 'n saadjie. En al wat Paulus sê is, ons plant nie die gewoonlik, as ons 'n saadjie plant, ons plant nie die klaarproduk nie, die boom nie. Ja, ons plant dit ook soms, maar as dit gaan oor saad, dan plant ons eers net 'n klein ou saadjie, net so 'n koringkorreltjie, en dit raak iets totaal anders as wat ons geplant het. En dis wat hy daarmee sê, dis 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders, maar God gee gestalte daaraan, soos hy bepaal het,
Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Nou gaan hy na 'n tweede voorbeeld toe. Die vleis van lewende wesens is nie alles eners nie. Daar's verskil tussen die vleis van mense, van diere, van voëls en van visse. Dan gaan hy na 'n derde voorbeeld toe. Daar is hemelliggame en daar is aardse liggame. Die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. Die glans van die son is anders as die van die maan of die van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. So is dit ook met die opstanding van die dooies. So hier kom hy nou by sy toepassing na sy 3 voorbeelde, sê hy, wat gesaai word, nou is hy terug by die pleintjie, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai en 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe. Die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eerste nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoflik. Die tweede mens is uit die hemel. So telkens Adam natuurlik, werklik Adam, en dan die tweede mens, die tweede Adam, of die tweede mens van hy verwys, Jesus Christus, wat uit die hemel kom. Waar was ek nou? 47. Die eerste mens is uit die aarde, dit het ek gelees, is stoflik, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoflike mens was, so is ook die stoflike mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoflike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. So ek dink ons moet aanvaar, ek sal die prediking net so vinnig daarna verwys, as ons daarna kyk, kan ons aanvaar dat ons ook wanneer ons verheerlikte liggaam by ons aansluit, iets sal vertoon van hoe Jesus gelyk het nadat hy opgestaan het. Want soos die beeld van die stoflike mens so stoflik was, so sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, en hier kom hy nou meer by 'n praktiese iets, wat ek bedoel, broers en susters, is dit, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Nou as mens nou 1 Tessalonisense 4 saam met hierdie gedeelte lees, dan besef jy hy praat hier van die wederkoms, daai laaste trompet wat gaan blaas. Dis wanneer Jesus weer kom. Hy sê dit nie hierso in soveel woorde nie, maar hy aanvaar, die mense weet nou al, as die trompet blaas, dis wanneer Christus kom. Die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Nou wat 'n gedeelte. Ek kan dink dat kinders, jong mense, wonder, waaroor gaan dit alles? Ons het 'n goeie idee, Paulus praat oor die opstanding van die liggame, en wat verband daar is, as veral as mens verlede week sin byhak, met Christus se opstanding, net so vinnig, dat julle in die hele prentjie kom van sy
sy redenasie. In Korinte was daar gemeentelede, Christene wat gesê het, ons kan aanvaar dat God in sy goddelike krag die wonderwerk van die opstanding kon doen met sy seun Jesus. Dit glo ons. Maar ons glo nie dat dit enige iets vir ons lewe beteken as ons die dag doodgaan nie. So van vers 12 af praat hy met hulle en hy sê vir hulle, ouens, as julle dit nie glo nie, dan wat glo julle dan? As julle hele geloof in geloof is mos juis om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie, dan is julle hele geloof waardeloos. So hy kom hier teen die einde op 'n positiewe paar goeters uit en ek het dit as volg gelys. Die feit dat ons weet, ons staan eendag op, maak dat ons kan seker wees, ons het ook die ewige lewe. Anders gestel, Jesus se opstanding is die begin van die algemene opstanding van gelowiges. Nie net Jesus het opgestaan nie. Ander mense wat doodgaan, sal ook opstaan. Tweede afleiding. Dit maak dat ons geloof nie te vergeefs is nie. Hy sê vir hierdie klomp ouens in Korinte, as julle net sou glo en net op Jesus sou vertrou, dat hy julle in hierdie lewe moet help, dan is julle die bejammeringswaardigste van alle mense. So, wie wil nou 'n God aanbid wat jou net in hierdie lewe kan help? As ek vanoggend vir wie sal ek uitkies? Iemand, net een van julle, sou stuur om met 'n tolletjie gare hier uit te stap by die kerk. Sal nie kinders uitstuur, hulle mag nie alleen op die straat gaan nie. En ek sou aan die punt van die gare so 'n sentimeter bandjie omsit. En ek sê vir die kind, stap uit met die garing of wol dalk, is dalk beter wat lekker sigbaar is. En sy sou uitstap en later daar by die parkeerterrein uit en sy sou stap na die hoofpad toe of dalk hier in die buurt af en sy kom by die punt en ons sê vir haar voor die tyd, as jy nou by die punt gekom het van die garebolletjie of die wolbolletjie, kom terug. En ons vra vir haar, tot waar het jy gekom? Sy sê so 3 blokke ver. Dan sou daai sentimeter merkie wat ek hier gemaak het, compare to die res van die die wol, nog steeds nie 'n goeie aanduiding wees van ons lewe op aarde, wat hierdie stukkie is, en die ewige lewe, wat die res van hierdie wolletjie is, 3 blokke ver nie. As sy kon stap tot in die Sunshine Coast, sou dit nog steeds nie 'n goeie vergelyking wees van ons lewe hier op aarde teenoor die ewige lewe nie. En nou kom Paulus en hy sê, mense, as julle net vir hierdie stukkie, hierdie sentimetertjie, op Jesus hoop, en hy kan vir julle niks beteken vir die res van hierdie wol se lengte, se lewe nie. Hoekom? Hoekom sou jy dit doen? Hoekom sou jy so iemand aanbid wat vir jou na hierdie lewe niks kan beteken nie? So dis sy tweede argument. Daarom sê hy in die derde plek, is mense soos ek en Dol wat vandag in Gladstone preek en ander predikers wat later vandag soos wat die dag breek, meer wes gaan, die ouens wat in Nieu-Seeland klaar gepreek het, se prediking nie te vergeefs nie. As julle vir iemand vertel van Jesus, julle vertelling, dit wat julle deel met mense, dis nie te vergeefs nie. Dit het ewigheidswaarde. Want ons kan regtig glo as gevolg van Jesus se sterwe en opstanding, volgende punt is ons sondes vergewe en die laaste een is ons oorwinnaars saam met Christus. Wat sê ons het die dood oorwin. Hy gebruik 'n voorbeeld wat kinders weer eens goed sal verstaan. Wie van julle is al deur 'n by gesteek? Louis, dit was seer, nê? Was dit 'n rooi by? Of kan jy nie onthou nie? Heuningby is seer, julle maar rooi by. Baie seer. Paulus sê, die dood wat Jesus oorwin het, is soos om die by se angel uit te haal. Nou kom sit die by hier op jou, en hy steek, en hy steek, en hy steek, en jy lag vir hom, jy maak so, weg is hy. Hy kan jou nie meer seer maak nie. Hy kan niks aan jou doen nie. Daar kan nie meer 'n swelsel kom nie, ons hoef nie
te wonder of ons allergies is, dat ons dalk selfs kan doodgaan van hierdie bysteekie. Niks daarvan nie, daai by se steek beteken niks. En die dood, en ek hoop julle hoor dit. Johan het die week by iemand dan nou gestaan wat dood is. As jy 'n gelowige is, het die dood sy angel verloor. Dis eintlik Satan wat daai angel aanvuur en gif gee. Die dood het nie meer 'n angel nie. Hy's oorwin. So dis baie belangrik. En daaroor het ons verlede week met mekaar gepraat. So nou kom hierdie ouens waarvan sommige, weer eens, nie almal nie, maar sommige in die gemeente gesê het, nee, daar's nie iets soos 'n opstanding van die dooies nie. Nou kom hulle met hulle volgende vraag. Hulle vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? En ek weet, en dis my grappie net van nou net, dis nie iets waaroor jong mense noodwendig nadink nie. Maar is belangrik dat ons ook daaroor moet dink. Ek onthou toe ek 'n jong seun was, 15 jaar oud, ek was toe reeds seker van my Here as my persoonlike verlosser, stap ek in die strate van Otjiwarongo, en skielik sien ek hierdie helder ligte. Ek dink ek het dit dalk al vir julle vertel, miskien was dit die vorige gemeente. En vir 'n oomblik, al wat gebeur het is, hulle daai dag het hulle die nuwe straatligte in Otjiwarongo aangesit wat so geel was. En vir 'n oomblik dink ek, toe ek die glans sien, hier is dit nou, die koms van die Here. Maar ek het 'n groot rustigheid gehad, want ek het hom reeds geken, soos ek sê, as my verlosser. Maar toe dink ek 'n bietjie daaroor na, en toe dink ek, dit sou nice wees, dit sou lekker wees as hy nie nou al kom nie. As hy eers so, daai tyd was al ons voorspellings, hy gaan kom in die jaar 2000. Ek was toe, dit was 1975. So dan het ek nog 25 jaar by, en dan in die jaar 2000 is ek 40 jaar oud. I mean, hoe oud is dit? Dan kan hy maar kom. As hy dan nou moet kom in die jaar 2000. Nou is ons alweer 25 jaar verby daar, nê? En hy het nog steeds nie gekom nie, en ek gaan dit nou net daarby aanhaak. So, vir jong mense, is dit dalk, doodgaan, dit lê ver in die toekoms, ons dink nie daaraan nie. Ons moet net onthou, ons gaan nie net dood van ouderdom en siekte nie, nee. Ons gaan ook dood van ongelukke. En die mooiste kinders gaan dood. Alle kinders is mooi. 18-jarig, 20, 16, selfs jonger. So dalk is dit goed. Kom ons luister vandag. Wat gebeur met 'n mens na jy doodgaan? Waar bevind ek my? Direk na my dood. Wat beleef ek? Beleef ek iets, of is ek maar net in 'n sieleslaap en beleef eintlik niks nie? Nou die eerste opmerking wat ek wil maak, is om te sê, die Bybel deel nie in baie detail oor die hele tema nie. En een van die groot redes daarvoor is, dat die mense aan wie Paulus en Petrus en Johannes en almal skryf, veral Johannes, het geglo Jesus gaan nog in hulle tyd terugkom. So hulle het nie so seer gedink aan wat gebeur as ons die dag doodgaan nie. Hulle het baie eerder die vraag gevra, wat gaan met ons gebeur as Jesus vandag kom? Hoe gaan ons dan, wat gaan dan met ons gebeur? En daarom skryf hy dan ook in die gedeelte wat ons gelees het, ek blaai net vinnig na 1 Tessalonisense ook, skryf hy dan nou, wat ek bedoel broers is, dit vlees en bloed kan nie in die koninkryk deel kry nie, kyk ek maak 'n geheimenis aan julle bekend, ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word, by die laaste trompet sal dit gebeur. Dan het hy in gedagte, dis nie dat daar mense soos Henog en nog 'n paar ander hemel toe gaan en die ander, die res van die wêreld en die aarde gaan maar aan nie. Nee, wanneer Paulus daaroor skryf, het hy die gedagte, Christus kan weer kom. En dan leef ons klomp nog. Sê nou maar hy kom vanaand, en hy kan vanaand kom. Dan leef ons nog. Ons het nou nie dood gegaan soos die normale, my ma en my pa en my boetie, wat al dood is. So wat word nou van ons? En presies dieselfde saak raak
Paulus in die gemeente van Thessalonika aan, as hy sê, ons wil nie hê broers dat julle onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle nie treur soos ander mense wat geen hoop het nie. En dan gaan hy aan om te sê, die van ons wat nog lewe by die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die hemel neerdal. En allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle die wolke weggevoer word. So dis 1 Tessalonisense 4, so vanaf vers 16. So baie duidelik, dit net my eerste opmerking, het die lesers van die Nuwe Testamentiese briewe in gedagte gehad, ons leef in die laaste tyd. Johannes sê, ons is reeds in die laaste dae. Nie net laaste tyd, wat dalk bietjie ver klink nie. Hy skryf in sy briewe, broers, julle leef reeds in die laaste dae. So, hulle het Christus se wederkoms nog in hulle tyd verwag. En dit is moontlik een van die redes, sê die ouens wat hieroor skryf, wat meer kennis as ek het, moontlik een van die redes, hoekom Paulus nie te veel uitwy oor wat alles sal gebeur na die dood met mense wat dan nou eers baie, baie later die wederkoms van Christus beleef nie. Maar tog, laat hy dit nie heeltemal onaangeraak nie. So die eerste ding, en dis nou vandag se prediking, daai was 'n bietjie agtergrond, oor hoekom ons nie al die fyn detail so uitgespel kry. Die eerste baie, baie belangrike ding, wat Paulus sê, waarvan ons baie seker kan wees, is dat die mense wat dood is, reeds, of vandag doodgaan, of môre doodgaan, nooit buite God se teenwoordigheid sal wees nie. Kom ek sê die gelowiges wat doodgaan, sal nooit sonder God vir 'n tyd lank of 'n oomblik of wat wees nie. Niks kan ons skei, sê Paulus, van God se nabyheid nie. Romeine 8. Ek kon dit gister vir daai man wat op sterwe lê in die hospitaal lees. Niks kan ons skei. En dan staan daar 'n klomp goed, maar onder andere die dood. Nie toekomstige dinge nie, nie enige iets anders nie die Satan nie, niks, ook nie die dood kan ons skei van God se teenwoordigheid. So, ons moet dit hoor, dis baie belangrik. As ek die dag doodgaan, gaan ek nie iewers sonder God rondhang, slaap, wees, waar God nie is nie. Luister bietjie, voor ek kom by Jesus se woorde aan die kruis. Wat skryf hy vir die Filippense? Filippense 1:23. Paulus het swaar gekry, ons weet, hy's baie vervolg, soos Jesus. En hy sê, ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dis verreweg die beste. Maar dan sê in vers 24, maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Louis, gaan net een slide terug, vers 23 asseblief. Ek verlang daarna om heen te gaan, en wat sê Paulus? En met Christus te wees. Nie nou bietjie te gaan lê en te rus en dan eendag by Christus te wees nie. Paulus sien dit as iets wat dadelik gaan gebeur. As ek doodgaan, dan is ek by Christus. En hy verlang daarna. So, een van die verse, knoop hom vas. Dan Jesus se woorde aan die man langs hom in die kruis, Lukas 24:23. Ons ken dit almal. Wanneer daai ou vir Jesus begin intree, opkom, die ander sondaar aanvat en sê, man, weet jy, ons hang hier omdat ons dit verdien. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Sê Jesus vir hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's ouens wat hierdie vertaling probeer, omdat hulle dit nie glo nie, probeer wat is die woord? Unreliable maak. Hulle sê nee, die vertalers het die dubbelpunt op die verkeerde plek gesit. Dit moet lees, ek verseker jou vandag, dubbelpunt. Jy sal saam met my in die paradys wees. Dan is dit natuurlik 'n totaal ander storie, nê?
Maar is interessant. Dis net daai ouens en die een vertaling wat hulle volg, wat dit so gemaak het. Al die ander Bybels, al die Engelse variasies wat daar is, al die Afrikaanse variasies wat daar is, sê nee, dis reg, soos dit daar lees. Jy sal vandag saam met my in die paradys wees. So dit die eerste, baie belangrike. Ons gaan 'n bewuslike gemeenskap met die Here beleef die dag wat ons doodgaan. Ons gaan aan, dan gaan ons sien, daar kom 'n paar goed by, maar dit die eerste. Wat ons liggame aanbetref, lyk dit vir my, gaan hulle nie saam met ons, bewuslike, wat dit ook al is, of dit siel is, of dit gees is, nie onmiddellik saam met ons wees nie. Hulle gaan weer by ons aansluit, ons liggaam, die dag as Jesus weer kom. Maar dit beteken nie, ons is een of ander gees, spook, as ek dit so mag noem, wat nou by Christus is, as ons die dag doodgaan nie. Ons is bewustelik by hom, en dit is wat dit moeilik maak. Die Bybel spel dit nie vreeslik meer uit oor wat daai substansie gaan wees nie. Paulus sê bloot, dis geestelik. Hy sê, uit die eerste Adam het stoftelik gekom, uit die tweede mens waaruit ons gebore word, Christus, kom wat geestelik is. So, dis 'n onverbreekbare verband tussen Jesus se opstanding en ons wat ook sal opstaan, maar dit gaan eers later wees. Nou by die teks het ons verlede week stilgestaan, ek lees dit net vinnig vir julle. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. So die tweede punt is maar net wat ek weer wil verseker maak julle hoor, is dat ons liggame sal ook opstaan. Eerste punt was, daar gaan nooit 'n oomblik wees wat ons onbewuslik rondhang en nie van Christus se nabyheid bewus is nie. Hy is by ons gaan by hom wees. Tweede wat ons moet vasmaak, ons liggame gaan opstaan. As jy nie glo jou liggaam gaan opstaan nie, dan kan jy maar 'n streep trek ook deur Christus se opstanding. Dis wat die ouens geglo het, sommige van die in Korinte. Maar nou wil hulle weet, okay, ons hoor dit Paulus, ja, maar hoe gaan dit werk? Dis eintlik hulle vraag. Hoe word die dooies dan opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Nou weer net so 'n bietjie agtergrond, soos wat ek nou net gegee het. Die Griekse volk, onder wie hulle gewoon het geglo, daar is 'n siel, en daar is 'n liggaam, en jy moet die twee tog asseblief uitmekaar haal, want die liggaam is sondig en sleg, maar die siel kan goed wees, en as die siel die Here dien en die Here ontmoet, dan sal hy gered word, die siel, maar moenie worry oor die liggaam nie. Hy kan maar verrot, hy kan maar veras word, daar word van hom niks weer gemaak nie. En dit is dalk, omdat dit die mense is, tussen wie hulle gewoon het, is dit dalk die rede hoekom sommige in die gemeente ook so geglo het. Ons is nie gepla oor die liggaam nie. Maar nou kom Paulus en hy sê, maar julle kan nie so redeneer nie. Dit raak aan die groot, allerbelangrikste pilaar waarheid van ons geloof, dat Jesus Christus het opgestaan. Julle moet glo, ook julle sal opstaan. Maar nou steeds die vraag, hoe gebeur dit? Hoe word die dooies opgewek? En Paulus antwoord, hy gaan net daai eerste voorbeeld gebruik. Hy sê, dink aan saad, koring, 'n koringkorrel. Die mens wat sterf, is soos 'n saadjie wat jy plant. Hy is dood. As jy so na 'n saadjie kyk, wat daar op die vensterbank lê, ons kan nie ek sê hy is dood nie, maar hy lyk tamelik dood. Maar sit hom nou in die grond, en maak hom nat. Die kiem, dit wat ontkiem, dis nie dood nie. Iets gebeur met die saadjie, en hy begin 'n halmpie uitstoot, en hy begin groei, en daai halmpie raak 'n plant. Nou sê Paulus, soos die halm, die plantjie, wat uit die saad, wat aanvanklik lyk, waarskynlik lyk of dit dood is, na vore kom,
so sal dit ook gaan met die liggame. Dit wat ons wegsit, wat van die stof afkom, dit raak weer stof. Dit lyk eintlik, as jy dit, niemand van ons wil dit doen nie, maar as jy dit na baie jare opgrawe, is dit weer stof. Maar moenie dink, dit is vir ewig verby nie. Dis stoflik. Maar God laat weer, wanneer Jesus Christus kom, weer uit daai graf, iemand opstaan. Nie net iets nie, iemand. En dis nie net 'n restaurasie, so bolangs nie. Hy laat 'n nuwe skepping uit die graf opstaan. So ek het maar net so dit opgesom, hoe lank iemand al dood is, of wanneer die wederkoms eendag sal plaasvind, ons weet nie wanneer nie, speel dus geen rol nie. Ook nie of iemand begrawe is, en of hy veras is nie. God, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, sal my liggaam, wat tot stof of tot as vergaan het, weer herskep. 'n nuwe gestalte aan die eertydse liggaam gee. So, bring ons by 'n volgende vraag. Hoe lyk die opstandingsliggaam? Wat mense nou ook gevra het. En dan gee Paulus so 'n paar aanduidings, maar nou nie, sê nog steeds nie vir ons presies hoe nie, maar luister 'n bietjie wat sê hy. Hy sê, dit wat eendag opstaan, onthou nou die beelde wat hy gebruik van veral dan nou van die saadjie ook. Hy sê, dit sal, en hier kom sy kwalifikasies. Die eerste is, hierdie verganklike liggaam wat in die grond gesit is, sal tot niet gaan, maar dit wat opstaan, gaan onverganklik wees. Kom ek lees vir julle die vers. So is dit ook met die opstanding van die dooies, wat gesaai is verganklik, maar word in onverganklikheid opgewek. En hier later aan, daai is vers 42, later aan by die 50, vers 50, 51, 52, praat hy heeltyd van hierdie verganklike liggaam en die onverganklikheid. So dis al een iets wat ons aan moet vashou. Verganklik beteken mos, kinders, dit gaan agteruit. Daarom lyk ek nie meer soos ek op 20 gelyk het nie. Ek kan ook nie meer doen wat ek op 20 kon doen nie. Ons gaan 'n bietjie agteruit, klein bietjie. Maar hoe ouer ons raak, gaan ons nog meer agteruit. Verganklik. Maar ons word opgewek, die liggaam wat opgewek word, as onverganklik. Hier kom sy tweede aanduiding van hoe daai liggaam lyk. Met die opstanding sal hierdie geringe en swak liggaam met heerlikheid en krag bekleed wees. Ek lees weer vir julle die vers 43. Wat gesaai word is gering en word in heerlikheid opgehef. Wat gesaai word is swak en word in krag opgewek. So gering en swak verander skielik met die nuwe liggaam na heerlik en kragtig. En dan 'n derde een. By my dood gee ek 'n vleeslike liggaam prys, maar ontvang by die opstanding 'n geestelike liggaam. Nou weer eens, baie belangrik, nie 'n spook nie. Veral nou as die liggaam nou aansluit. En ek gaan haal dit by toe Jesus opgestaan het. Want ek het nou net vir julle daarop gewys dat ons gaan ook, ons liggame, hierdie geestelike liggaam, gaan uit die hemel uit aan ons gegee word, soos wat Jesus dit ontvang het. Dis God wat dit opwek. Dis nie hierdie stoffelike liggaam nie. So toe die vroue, daai eerste sondagoggend, so vertel een van die Lukas, van die evangeliste vir ons. Toe hulle daar by die graf kom, ek lees dit vir julle, vers 37, hulle het geweldig geskrik. Hulle het bang geword en gedink, ons sien 'n spook. Dis wat hulle gedink het toe hulle daar vir Jesus sien. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dis tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Waaruit ons kan aflei, as Christus se verheerlikte liggaam naaste by nog gelyk het, soos wat hy gelyk het,
baie duidelik, seker nie op hierdie stadium toe aan hulle verskyn, meer so uitmekaar geskeer van daai sweepslaan nie, dan sou hy dit vir hulle gewys het. Maar hy wys wel vir, net om hom te oortuig, tog vir Thomas, wat nie geglo het nie, die gat in sy hand, en die gat in sy sy. So ons weet nie presies hoe, want ons wil eintlik glo, ons liggame gaan volmaak wees. Hoe het Jesus en dan nog? Miskien was dit bloot, met die oog op getuienis, dat dit werklik hy is. Thomas, jy moet dit glo. So sy liggaam geestelik. Nie 'n spook nie. Totale verandering van die ou liggaam. Hy kan skielik tussen hulle staan in 'n vertrek waar al die deure toe van gesluit was. Maar hy's daar. Ons weet nie hoe dit werk nie. Kinders dink aan spook, maar dit is nie heeltemal dit nie. So Paulus kom vers 50, hy sê, wat ek bedoel broers, is vlees en bloed kan nie aan die koninkryk deel kry nie. Dis nie 'n slide nie, ek lees dit net vir julle. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Dis nie mos die beelde wat hy gebruik het, of van wat sal gebeur. Kyk, ek maak 'n geheimnis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. So dis belangrik, almal verander word. By die laaste trompet, die wederkoms, sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. So ons is nou hierdie ouens wat nog lewe. Wanneer ons die hemel op die wolke die Here tegemoet gaan, sal ons verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. So dit lyk vir my, dit sal steeds ek wees, Gawie Kloete, wat daar opgaan. Gaan nie 'n ander mens wees nie. Die vroue toe hulle mooi kyk vir Jesus herken. Hy was herkenbaar, alhoewel hulle aanvanklik vir hom nie herken het nie. So ons weet nie presies hoe dit werk nie. Die opstandingsliggaam is dis nie 'n totaal nuwe skepping in die sin van anders lyk nie, maar dis 'n herskepping. Ons gaan nou hierdie Gawie Kloete oormaak, geestelik, soos wat ons wou gehad het, hy moet wees. Voor Adam, nee, Eva, daai vrug gevat het. Kom ons maak hom so. Dieselfde, maar tog so totaal anders. As ek die teologiese boeke lees, sê hulle, daar's kontinuïteit, maar daar's ook totale diskontinuïteit. Tussen hoe ek was en wat ek gaan wees. Iets gaan nog dieselfde wees. Ek hoop, dit gaan so bietjie 'n jonger weergawe wees, wat daar opgaan. Ek kan dink oom Willie, hy hoor my nie, wat ek nou sê nie, Tannie Lydia, jy moet vir hom verduidelik. Dis wonderlik, die oë gaan reg wees, die ore gaan goed wees, glo ek. Want hoekom sal Paulus sê, wat die oog nie gesien het nie, en wat die oor nie gehoor het nie, en wat in die gedagtes van 'n mens nie opgekom het nie, 1 Korintiërs 2. Dit het God gereed gemaak vir die wat uitverkies is, vir die wat hy geroep het. Mooier is wat ons ooit hier op aarde gehoor het, gaan ons daar hoor. So ons gaan ons gehoor hê. Mooier is wat ons ooit hier op aarde gesien het, gaan ons daar sien. Ek kyk na foto's op hierdie stadium op Facebook, op die internet van Namibië. Pragtig, ek wens ek kan daar rondry tussen al daai gras wat so staan. Nou ons gebid het vir Namibië. Maar mooier is dit. Wag vir ons. My wildste drome, waaroor ek kon dink in my gedagtes, wag op ons. Wie sou dink dat 'n klein koringpytjie, ek weet nie eintlik eers hoe lyk dit nie, saadjie, seker nie 'n pit nie, saadjie, so 'n fantastiese koring aar kan uitstoot. Geen mens sal so iets bedink nie. Ons sal dink as die Here dan nou hierdie koring korreltjie moet oormaak, nie die Here nie, 'n mens, dat ons hom so 'n bietjie anders dalk sal maak, maar hy bly naaste by so. Die Here sê nee. As hy daar in die grond ingaan en hy gaan dood, dan bring ek daar iets uit voort wat baie heerliker
baie, baie mooier is. Na my dood, broer en suster, kinders, hoor dit, leef ek voort in my eie persoonlike aard, soos ek nou is. Nie met die klem op die aard nie, is dalk die verkeerde woord, want my geneigtheid is na sonde. Dit sal daar nie wees nie. Maar ek gaan voort leef, en ons hoor, daar sal nie meer pyn wees nie, daar sal nie meer leed wees nie, siekte en dood, dit alles sal weg wees. Want dit is die uiteinde van die verganklikheid. Maar wat God opwek, is onverganklik. Joe, moeilik om te verstaan, nee. Dis omtrent al wat ons teks, en dis die beste teks in die Bybel, wat oor hierdie saak praat, maar dis omtrent al wat hy sê. Maar wat 'n wonderlike klomp goed is dit nie reeds nie. Daarom kan ons maar praat van ons afgestorwenes, asof hulle bewus is. Want hulle slaap nie. Hulle is nie iewers weg nie. Daarom kan ons, moet ons, dink, dit gaan ook met my gebeur. Dis hoe Paulus eindig. Hy sê, ek lees weer vir vers 58, ook nie 'n slide nie. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. So wat sê hy? Hy sê, gaan leef met dit, wat hy so pas oor gepraat het, baie in jou gedagtes. Hierdie sentimetertjie is nie waaroor dit gaan nie. Dis die res van hierdie bolwol wat tel. So loof die Here as jy kans kry. Prys hom oor wat hy gedoen het. Sê vir hom dankie dat daar iets is soos die ewige lewe, dat hierdie nie die laaste is nie. Dankie dat hy jou oorgemaak het. Weet jy, Paulus kyk eintlik so na die saak. Hy sê, hierdie nuwe skepping, God begin nou reeds daarmee. Die dag as jy wedergebore word, begin hy reeds. Daarom skryf hy in 2 Korintiërs 5 vers 17. Lees dit saam met my. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die 2020 vertaling sê, is 'n nuwe skepping. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En net daarna staan dat dit is alles die werk van God. Hy begin reeds daarmee. Maar ons gaan nog, want ons is nog onderhewig aan die verganklike. Ons gaan nog ouer word, ons gaan nog agteruit. Maar begin reeds in hierdie lewe om te leef vir hom dankie te sê, vir hom te loof, te prys, wanneer jy die kans kry, oor wat hy vir jou kom doen het. Sê vir hom dankie, Here, dat hierdie nie die einde is nie. En onthou, ons raak nie skielik volmaak nie. Ons raak nie skielik soos wat ons eendag gaan wees nie. We are a work in progress. Daarom streef, doen dit, onwankelbaar, altyd oorvloedig. Amen. Here ons God, baie, baie dankie, dat hierdie lewe nie die einde is nie. Hierdie sentimetertjie nie al is waaroor dit gaan nie. Dankie dat U ons vir iets baie, baie groter geroep het. Maar dankie vir hierdie sentimetertjie. Dankie dat U vir my gemaak het, dat U my geplaas het in 'n wêreld waar ek vir U kan dien en waar ek vir U kan loof en waar ek vir U iets kan beteken, sodat ander mense ook van U kan hoor. Sodat nog mense hoop kan kry. En watter wonderlike hoop, ek kan my net dit indink, is dit nie vir iemand wat besig is om te sterf, om te hoor, daar's 'n lewe hierna, daar's iets wonderliks wat op jou wag. Help ons, Here, om dit ook te onthou, ons wat in U glo. Ek kom bid vir elke lidmaat wat aanvoel dat die tyd besig is om uit te loop. Nie net lidmate nie, mense. Die 2 wat ek die week besoek het, maar ook ander. Wat voel,
Ek weet nie hoe lank nog nie. Wil jy vir hulle oortuig van hierdie wonderlike gebeurtenis van u opstanding, wat ook ons opstanding waarborg. Maar ek kom bid ook vir mense wat dalk nie daaraan dink nie, wat gesond is, jonk is. Here, herinner vir ons ook daaraan. Want dit is belangrik om daaraan te dink. Baie dankie dat ons kan bid vir alles wat die week voor lê, elke aktiwiteit. Daar's nog 'n lang naweek op pad, maar dankie vir dit wat hier in die week kan gebeur. Ons bid, Here, dat U vir ons sal seën daar by ons werke, waar ons dalk tussen mense werk wat nie vir U ken nie. Leer ons hoe om dit te doen. Waar ons dalk nie almal by ons geliefdes is nie, sommige van ons wat hier sit, se ander helftes van die gesin is in Suid-Afrika. Hulle is reeds hier. Bid dat U die verlange sal stil en dat U vir hulle ook sal gee dat die tyd gou sal omgaan, sodat hulle by mekaar kan wees. Daar's die lidmate vir wie ons verlede Sondag gebid het, wat gevlieg het Suid-Afrika toe. Ons bid dat hulle 'n wonderlike vakansie sal hê. Ons bid vir Dolf en Amorey wat in Gladstone is, dat U vir hulle sal veilig teruglei huis toe. Ons bid ook vir ander mense wat op pad is. Dankie, Here, dat ons U opstanding elke Sondag kan vier. Help ons om dit so te doen dat U verheerlik word. Amen. Nou moet ek eers kyk, het ek alles gedoen? Lyk so, net sing. So, kom ons sing. Dan bly staan vir die uitspreek van die seën. Ek herinner my belydenisgroepie, ons het klas, gaan kry gerus eers tee en ietsie om te eet en dan kry ons mekaar weer daar in die saaltjie daar, ag in die moederskamer daar agter. Kom ons sing met groter oorgawe nou dat ons dit weer gehoor het. Die Here Jesus lewe, hy die dood oorwin en daarom het 'n toekoms vir my en jou begin. Gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen. Kom
Kom ons sit 'n oomblik net vir die afkondigings. Goeiemôre julle, net vir die afkondigings vir die week. Louis, is daar 'n slide vir die Barnmark? Ja. So vandag is die laaste Sondag wat ons kan bydra gee vir ons uittrek na Suid-Afrika toe vir die boere wat baie sukkel met die droogte. Daar agter op die terminaaltjies is daar 'n knoppie as jy nog vir hulle wil gee of jy kan nog in ons rekening ook inbetaal. Ons sal deur die jaar ook aangaan met die projek, maar ons wil spesifiek nou voor die winter begin vir hulle bedrag oorstuur. Die gemeenteaksies vir die week. Ons het die Zoom Bybelstudie, eerskomende Dinsdag 7:00 wat dit geuitsaai het. Tanya sal 'n link vir julle stuur en dan ook die jong mense ook by Dolf en Amarie se huis om 7:00 ook op dieselfde dag by Dinsdag. Dan die potjiekos kompetisie. Dit staan nader. Oor so bietjie meer 2 weke is die potjiekos. Ons soek nog potmakers. Die afsluiting is ook op die 30ste. Oor 2 dae. So as jy nog voel jy wil 'n pot maak, as jy vir Tanya kan kontak daarmee ook. Ons sê dankie vir borge vir Oslands Homes, vir die Beermeet, Safari Biltong en die Advice Studio. Dankie vir die ondersteuning daarso. En dan ook die kaartjies natuurlik vir almal wat die potte wil eet. En natuurlik as potmakers, maar ook poteters. So al die poteters, daar is nog kaartjies. Jy kan die kaartjies op die webwerf kan jy koop. Dan 'n nuwe uitreiking, maar die eerste keer is afkondiging, die senior lidmaat ete. Vir almal wat 75 is, weet jy hoe baie van hulle in die kerk sien, maar ja, daar is vir julle. Die 7de Junie gaan ons weer by dieselfde plek, die Richard Community Church, pas die ou Man's Church, gaan ons daarso wees, die ete hou. Julle kan slank vir Talien laat weet as julle belangstel om te kom, dat hulle die reëls kan maak. En dan so 'n bietjie in die toekoms, die gemeentekamp. 31 Oktober, dus ek weet dit is 'n hele paar maande weg, maar pensel dit so aan as jy belangstel om te kom. En dan ook ek vir Talien laat weet. Ons soek nog iemand om die reëling te doen vir daai dag. So as enige van julle plan belangstel, kom en sien vir my of vir Tanya. En ja, dat kan ons dit reël. Daar's nou koffie en tee night het. Ons het ons teespan afgegee vir die dag, so daar's geen tuisgebakkie, so dit gaan 'n bietjie 'n scaled down version wees waarvan jy gewoond is. Dis nie die lekker tuisbakkie, maar is daar 'n winkelkoekie saam met die koffie en tee, so jy is baie welkom. Geniet die week, dankie.